Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou van my en die hele beleefspan. Dit is so absolute voorreg om saam met jou vandag tyd te kan spandeer in God se woord. Nou hierdie week gesels ons oor 'n kragtige tema en daai tema is die vryheid in God se teenwoordigheid. Vryheid in God se teenwoordigheid. Dalk het jy al gewonder, wat beteken dit om werklik vry te wees in Christus? Jy hoor hierdie taal, hierdie woorde wat ons gebruik, pastore wat preek oor jy's vry in Jesus. Wat beteken dit werklik? Nou baie mense sien vryheid as 'n eenmalige ervaring, 'n oomblik waar jy bevry word van iets. Maar ware vryheid is eintlik 'n lewensreis waarin God ons van glorie tot glorie verander. Dis Paulus spesifiek wat verwys na hierdie vryheid in 2 Korintiërs 3 vers 17 wanneer hy sê, waar die gees van die Here is, heers daar vryheid. Wanneer Paulus in 2 Korintiërs 3, 16, 17, 18 daai verse oor vryheid praat, plaas hy dit binne 'n groter prentjie van transformasie. Hy kontrasteer die ou verbond, waar 'n sluier mense verhinder het om God se heerlikheid regtig te sien, met die nuwe verbond, waar Christus daardie sluier van ons af weggeneem het, deur sy werk wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Nou, hierdie vryheid is nie net 'n vryspraak van sonde nie, dis 'n noodsaaklike deel van ons geestelike groei, ons hele lewensreis waar ons wandel en opgroei om meer te wees soos Jesus. Nou in 2 Korintiërs 3 vers 18 leer ons dat ons met onbedekte gesigte verander word na die Here se beeld van glorie tot glorie. Dit beteken ons word deurlopend gevorm en verander deur die Heilige Gees. Hoe meer ons God se teenwoordigheid in ons lewens ervaar en omhels, deel maak, omarm, hoe meer maak hy ons vry. Vry van vrees, vry van skuld, van leuns, die dinge wat ons terughou. Dink byvoorbeeld aan 'n kind wat leer loop. Is 'n maklike voorbeeld. Daardie kind is tegnies vry om te stap, maar dit verg oefening. Dit verg durf en vasberadenheid. 'n Paar keer moet hy dalk struikel en val voordat hy regtig selfversekerd en gemaklik kan loop. Net so is ons vryheid in Christus ook 'n proses. Ons word met elke stap meer gevorm na sy beeld. So, het jy al ooit gevoel dat jy vry in Christus is, maar steeds sukkel met sekere dinge in jou lewe, dinge wat jou net terughou? Watter gebiede in jou lewe het jy nog nie volkome aan die Gees van die Here oorgegee en toegelaat dat die Here jou deur sy Gees verander? Hoe kan jy miskien daagliks hierdie vryheid waarvan Paulus praat, wat die Heilige Gees bring en deel maak en deel uitmaak in ons lewe? Hoe kan jy leer om dit deel te maak van jou eie lewe? So prakties miskien, wat jy kan uitdaag om te doen is bid elke dag en vra die Heilige Gees om jou te verander en te lei. Onthou dat vryheid is 'n proses en ek en jy moenie ontmoedig word wanneer ons sukkel en struikel soos daai kind wat leer loop nie. Onthou, ek en jy is 'n werk in proses. So dalk laastens, maak 'n lys van areas waar jy steeds vasgevang voel, areas waar jy dink jy struikel en jy val. Bely dit voor die Here, né? En laat toe dat hy jou stap vir stap vrymaak. Geliefde, ons is nie gemaak om vasgevang te leef nie. Waar die Gees van die Here is, daar is werklike vryheid. Maar vryheid is nie net 'n enkele oomblik nie. Nee, dis 'n reis van transformasie. So as hierdie oordeenking iets vir jou beteken, as jy agterkom dat Jesus, ek soek hierdie vryheid waarvan Paulus praat, wil ek jou aanmoedig dat jy sommer hier in die kommentaar sal tik en sê van glorie tot glorie. En as jy meer wil deel, en ek wil so dankie sê vir die mense wat in die laaste week of 2 uitreik na ons via kommentare of boodskappe, e-posse, waar julle sê ek sukkel met die ding, bid saam met my, vertrou saam met daai. En ek wil jou regtig aanmoedig. Los 'n kommentaar hier onder in hierdie boodskap en sê van glorie tot glorie. Ek vertrou die Here vir hierdie. Ons gaan hierdie week dieper delf en hoe God ons vrymaak en hoe ons dit daagliks kan uitleef. So, maak asseblief seker dat jy môre vir dag 2 inskakel waar ons spesifiek gaan gesels oor wat hou jou gevange. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir Paulus se kragtige woorde. 2 Korintiërs 3 vers 17 wat sê, waar die Gees van die Here is daar werklik vryheid. En daarom vra ek vandag, Here, mag ons as gelowiges meer van die Gees van God daagliks in ons lewens beleef. Mag ons bid en vra dat die Heilige Gees ons sal lei, ons sal leer, sal sterk maak, sal laat opstaan, sodat ons hierdie transformerende krag van heerlikheid tot heerlikheid, van glorie tot glorie, om meer te word na Jesus se beeld, dat ons dit daagliks sal ervaar. Dit is ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.